Gebed vir Betsewer gaste, week 9. Ek het so 2 weke terug begin bid vir die span en ons het sulke goeie resultate gehad dat ek nou besluit ek gaan nou dieselfde doen met al ons vorige gaste by Betsewer plus die mense wat tans met my praat of met ons praat om dalk potensiaal in te boek. So ek hoop hierdie is vir julle bemoediging. Mag jy werklik waar hierdie week dit ondervind, dat God jou saggies vashou, sy hande jou saggies vashou, gently, en met handsqueakies, dat hy regtig word gentle met jou sal werk, en dat hy sal pleistertjies opplak op al die emosionele wonde, dat jy werklik waar hierdie week 'n week van emosionele genesing sal ondervind. Mag jy werklik waar weet, diep in jou hartjie van al die hartjies, mag jy weet dat jy is betrokke in 'n geestelike stryd, in 'n oorlogsvoering. En mag God asseblief hierdie week vir jou nuwe tools leer van hoe om werklik waar op te staan te 'n rise warrior, om te begin veg, nie teen die mense in jou lewe nie, maar teen die bose magte van die lig. Op daardie onderwerp wil ek sê geluk Melanie. Melanie is een van ons vorige gaste en sy het hierdie wonderlike getuienis met my geshare hierdie week van hoe sy 'n nuwe huis gekoop het en hoe sy hierdie huis oopgemaak het vir 'n single ministry, vir almal wat nie getroud is nie. Hoe sy dit net wil uitbrei en hierdie huis wil gebruik, werklik waar vir God se koninkryk. So hierdie video's is gebede, maar dis ook victory danse om te sê, well done warrior. Op hierdie onderwerp van victory danse, daar is hierdie gelykenis wat Jesus vertel in Lukas 15, van die vrou wat 'n verlore penning, 'n verlore muntstuk gehad het. En dan doen sy iets, en dan soek sy die muntstuk. En die oomblik wat sy het gekry het, bel sy al haar vriendinne en sy sê, kom ons hou 'n party, want ek het oorwinning gekry. En ek wil julle uitdaag, ek wil julle elkeen challenge, hierdie week wat kom, soek iets waaroor jy jou vriendinne kan bel en kan sê, ek het hierdie oorwinning bereik in hierdie area. Kom ons hou meer victory danse, victory partytjies vir God. God wil graag vir ons volkome blydskap gee. Sien 1 Johannes 1 vers 4 waar hy beloof van volkome blydskap. Daar is die verhaal van Paulus wat in die Mamertine tronk gesit het. Hy het in die gevangenis gesit in Rome. En terwyl hy in hierdie gevangenis in hierdie tronk gesit het hy die Filippense brief geskryf. En die Filippense brief staan bekend as die Joy Epistle, want dit is die een brief waar hy die meeste kere die woordjie blydskap, joy, vreugde gebruik het. Hy het dit verskriklik baie gebruik in daardie een brief. Maar die interessante ding is daardie tronk, die Mamertine tronk waarin hy gesit het, was gebou ondergronds in Rome en dit was gebou reg onder die publieke rioolsisteem. Met ander woorde, die long drops van die stad. Nou my teorie is, as God vir Paulus daardie blydskap kon gegee, daardie blydskap wat oorvloei het, wat hy daarvan geskryf het, terwyl hy letterlik knie diep in die mis was, glo ek dat hy kan dit vir my en vir jou gee. So dis my gebed vandag, vir die week vir jou, dat jy daardie volkome blydskap sal kry, ongeag van jou omstandighede, net soos Paulus in die Mamertine